oormatige geraas doen meer skade as goed. As julle nie my vandag lekker kan hoor nie, moet asseblief net nie op my skree nie. Ek hoor elke dag genoeg geraas by die huis. Glo dit of nie, maar met 'n huis vol sibbe is ons geraasmeter in die rooi. Voorsitter, dames en here, vandag gaan ek julle oortuig dat oormatige geraas meer skade doen as goed. Maar, voordat ek verder praat, wil ek eers vir u verduidelik wat geraas is. Volgens die HAT is geraas harde, ongewenste geluide wat jou pla en dit moeilik maak om te dink of te hoor. Klink dit bekend? Met ander woorde, dis nie lekker sagte musiek nie, Tannie. Dis daardie geluide wat jou ore baie seermaak. Klink amper net soos my klein sussie, as ek nou eerlik met julle moet wees. Voorsitter, dames en here, vandag gaan ek vir julle 3 redes gee hoekom oormatige geraas nie goed is nie. My eerste oortydfeit. Oormatige geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. My tweede oortydfeit. Te veel geraas maak mense kwaad en ongeduldig. My heel laaste oortydfeit. Oormatige geraas bederf rus en slaap. Kom ons spring weg by die klipharde noot, dames en here. My eerste oortydfeit. Oormatige geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. As ek huiswerk doen en my boetie skree, vergeet ek eers my somme, dan vergeet ek my naam en dan sit ek net daar en staar na die muur. Breinloos, antwoordloos en stilteloos, volgens die netwerk 24. Helpoor pleisies en oorvonne, regtig mense, geplaas 5 Junie 2024, hierin het die joernalis Kitty Rousfouli berig dat geraas konsentrasie belemmer. My tweede oortydfeit. Oormatige geraas maak mense kwaad en ongeduldig. As almal gelyk praat, raak almal kort van draad. By my huis begin dit so. Iemand praat hard, en dan praat iemand harder, en dan skree almal, maar niemand luister nie. Dis soos om met 'n stofsuiger te redeneer. Jy gaan nie wen nie. My ouma reken, dis ook boetseling. Geraasboetseling, dames en here. Volgens styfel.co.za skryf die arbeidsterapeut Max Perens 10 Oktober 2024, geraas sensitiwiteit kan lei tot sosiale kwessies. Die bewyse is dan nou reg voor hulle, dames en here. My heel laaste oortydfeit. Te veel geraas bederf rus en slaap. As iemand my boetie wakker maak hy die hele huis wakker. Dan's my sussie moeg, my ouers is moeg en ek is sommer ook moeg. Al het ek niks te doen nie, dank iemand, dis juist kom ek sê, te veel geraas, steel ontrus en vrede. Dames en here, ek het julle vandag oortuig met my 3 oortydfeite vandag. My eerste oortydfeit. Oormatige geraas doen meer skade, omdat dit moeilik is om te konsentreer in geraas. My tweede oortydfeit. Te veel geraas maak mense kwaad en ongeduldig. My heel laaste oortydfeit. Te veel geraas steel ontrus en vrede. En slaap vind ek.
slotte, my liewe gehoor, glo ek dat geraas soms pret kan wees, maar oormatige geraas doen beslis meer skade as goed. Hoor jy, sussie Moetie, as ons soms stil bly en meer luister, sal ons huise rustiger wees en ons ore baie gelukkiger.